Goeienaand luisteraars. Ek is Tinus Geldnhuis en welkom by Radio Karoo se kultuursegment Die Inkpotjie, waar ons weekliks vir u 'n kykie gee in die kultuurerfenis van die Klein Karoo. Vanaand het ons weer mevrou Elise Loots by ons van die Ladysmith Biblioteek. Sy bring vir ons 'n gedig van L.D. Jobbier. Welkom Elise. Dankie Tinus. Ja, dis 'n interessante een vanaand. 'n Gedig van L.D. Jobbier, getitel Gedagteblom. Mooi. Kom ons luister. Ek lees dit vir ons voor. Gedagteblom, deur L.D. Jobbier. Sy het 3 donkies gehad. Een met 'n wit kol, een met windskewe ore en een wat altyd agtergebly het. En toe het sy die draad geknip, die heining weggerol en weggetrek, die Klein Karoo in, sonder kaart, sonder skuld, net sy, die 3 donkies en die gedagteblom, net omdat sy kon. Die een met die wit kol het eerste gestap, ou skewe ore het geluister, en die agterste een, hy het geweet waarheen. Dit is 'n pragtige stukkie werk deur die skrywer, né? Maar interpretasie van so 'n gedig is sekerlik een van die interessantste en vernaamste elemente van die digkuns. Is dit nie, Elise? Ja, dis daardie soort gedig wat jou laat wonder. Dis eenvoudig op die oppervlak, maar daar's diepte. Ja, byvoorbeeld die 3 donkies. Dis nie net sommer donkies nie, né? Nee, ek dink hulle verteenwoordig iets van die vrou self. Die een met die wit kol, suiwerheid dalk, hy stap eerste. Die een met skewe ore luister. En die agterste een, hy weet toe al die tyd waarheen. Ja, dis amper soos verskillende dele van haar innerlike lewe. Ja, presies. En dan sny sy die draad, rol die heining weg. Dis bevryding. Sy maak haarself los van iets, dalk verwagting, dalk reëls, en sy trek die Karoo in, sonder kaart en sonder skuld, vry. Net omdat sy kon. Ja, dis die mooiste reël in die gedig. Sy het nie 'n rede nodig nie. Sy doen dit net omdat sy vry is om dit te doen. En die gedagteblom? Dis haar droom, iets wat nie met woorde verduidelik kan word nie. Dis hoekom die subtitel sê, 'n droom sonder woorde. Party dinge kan jy nie uitspel nie. Jy moet dit net voel. Dit laat 'n mens dink, né? Dis wat goeie poësie doen, ja. Dit laat jou wonder. Interessant. Nou maar toe. Baie dankie vir jou tyd vanaand, Elise. Ons sien nou reeds uit na jou volgende kuiertjie hier by ons, op die Inkpotjie. Dankie Tinus, dit was 'n plesier om hier te kuier. Nou ja, luisteraars, dit was Tinus Geldnhuis, met nog 'n aflewering van Radio Karoo se kultuursegment Die Inkpotjie. Skakel gerus donderdag aande in by die Inkpotjie op Radio Karoo vir besprekings van plaaslike kultuuraangeleenthede.